Gretchen Peterson is a local community member who was born and bred in Peniel, a small town in the Western Cape Wineland. Projeke ena e sebetsa ka ho sebedisa paballo jwale ka mokgwa o mong o nang le tshepo bakeng sa baahi ba batjha le ba baholo ka bobedi ba angwe hape ke bofuma bo nammeng le maemo a fokolang a ho phela. Gretchen begryp ook dat biodiversiteit die sleutel is tot 'n gesonde omgewing en dat dit behels dat alle kreature bewaar moet word, selfs die minder geliefdes vir slange wat ook 'n noodsaaklike rol speel in die omgewing. Die Dwarsrivier Natuurlewe Opvoedings- en Rehabilitasiesentrum is nou bekend in Peniel as die mense om te kontak wanneer jy skielik op 'n slang of ander wilde dier in jou huis afkom. Bram het hand bygesit. Geen mens sou kon raai dat jy van die giftigste reptiele in die Kaap sou teekom in hierdie klein dorpie nie. Vandag is ons in die wynlande van die Wes-Kaap, in die klein dorp van Peniel, waar vir baie inwoners bewaring maar baie laag op hulle lys van prioriteite is. Maar met die help van Gretchen Peterson begin hierdie prentjie nou te verander. Gebore en getoe in hierdie geweste, weet Gretchen eerstehands hoe die gemeenskap voel omtrent natuurlewe. En is hy nou hard aan die werk om dinge te verander. Wat is die huidige omstandighede en hoe beïnvloed dit natuurbewaring? In die Dwarsrivier wat ons omringend berge is. En die diere se korridor beweeg van Simonsberg tot by die Drakens, die Jotundas Hollandenberge. En dit kom by in kontak met die mens. En as dit in die mens kontak kom, dit sê vir jouself, die dier gaan tweede kom. Die mens gaan sien die mens gaan hom doodmaak. Dat probeer ons nou om diere te rescue, om uit die vallei wat probleemdiere skep en wat diere wat in 'n assosiasie is wat hulle nie uit kan kom nie. Hierdie mag lyk soos 'n dooierige dorpie, maar dit wemel met die natuurlewe. Vrees en tekort van inligting lei dikwels tot konfrontasie tussen mens en dier. Gretchen het dan net 'n oproep ontvang omtrent 'n slang in een van die omliggende huise. Kom ons gaan kyk. Okay, sien nie? Sien jy aan? Ja. Okay. Ja, ek is saam met die eienaar van die huis. Waar het jy die slang gesien? Ek het die deur oopmaak, toe kom die slang hier deur geseil en die erend hier agter die erend het hy verdwyn. Sy grootte? Hy het nogal 'n tamelike groot slang, ja. Jy weet nie wat soort slang dit is. Ek dink dit is meestal 'n koperkapel slang. Ek het dan bekyk. En hy is gevaarlik. Hy is gevaarlik, ja. Kom ons gaan soek vir die dier. Ja. Okay, nou ons lig hom so. Lig hom so. Okay. Ja. Jy gaan eers vir my kyk, hè? Ja. Okay, trek so. Sien daar. Nee, die sal nie best, hy sal nie. Hy is mooi, hè? Hy is Pragtig. Is jy mooi vlak? Zo is prachtig. Jo. Je kunt heel terug ook voor me doen. Ja. Terug ook voor en toe. Asen. Is zo? Oké. Dat is twee van hulle. Zo moet ik het tussen. Ga doen. Oké. Was hij? Was hij? Was hij dronk? Breng niet die dronken door. Breng niet dronken. Oké, die is het. Nog eens? Oké. Ik kom aan de weer help. Dat is baie prachtig, hè? Zie je die doen? Mooi gedoen, mannen. Slange speel 'n groot doel in die natuur. Hulle eet gewoonlik rotte en muise en dit is baie lekker om te sien in hierdie omgewing. Die mense is bewus daarvan en hulle roep mense uit soos Gretchen en sy manne om die slang te red en nie dood te maak. Soms is die dier wat gered word beseer en 'n veearts moet ingeroep word om daaraan aandag te gee. So hierdie koper blyk vir my sy kop is 'n bietjie seer. Wat gaan ons nou maak? Ja, het 'n bietjie 'n besering rondom die neus en ek verstaan hy kom voor as hy 'n binse lugweginfeksie of 'n lugweginfeksie het. So ons gaan hom op 'n kursus antibiotika sit. En hierdie manne gaan ons help om die inspuiting te doen vandag, maar dan gaan ek ook vir hulle antibiotika gee om die volgende paar dae. Dit is lekker om te sien hulle roep eintlik 'n veearts in. Ja, dit seer is. Ja, ons het al voorheen ook met pasiënte gewerk saam en ek vertrou hierdie manne met die werk, jy weet. En ons praat my elke keer hoe om presies die middels toe te dien en ja. Okay, kom ons gaan voort.
Okay. Maar net onthou nou soos ons laas ook gesê het, geheim is om die inspuitingkie net in die voorste derde van die liggaam te doen. So onthou nou net, ons glip hom net onder die skibbietjie in. En dan hierdie antibiotika spuit so 'n bietjie moeilik in, so net stadig spuit. En dan sê, brand so 'n bietjie. Daar is hy. Adolf Adams is een van die jong manne wat opgelei is om slange te hanteer. Adolf, waar het begin? Dit het begin nog toe ek jong was. Het ek baie liefde gehad vir slange en so het ek myself aangeleer om slange te vang. En jy is seker op 'n kursus gegaan? Ja, ek het op 'n kursus gegaan, die Cape Reptile Institute, en daar het ek my kursus gedoen om hoe om slange te hanteer op die regte manier. En so het ons aangegaan en hoe om slange te gaan uithaal uit mense se huise uit. As die slang hier lê, probeer jy net sy kop wegbeweeg van sy steerte. En as hy sy steert kry, probeer net sy steert in te ry. Dis die kentylmetode. Nadat ons die slange uit die huis uit verwyder het, gaan los ons hulle op 'n meer verder plek om 20 km hier vandaan, waar daar meer kos is en meer blyplek vir die slange. So ons sit hulle nie naby gemeenskappe weer neer nie, maar verder berg in. Elke middag om 3:30 kom die kinders by die Dwarsrivier Omgewingsentrum bymekaar vir hulle omgewingswerk. Die Dwarsrivier Environmental Center is ons probeer die kinders na skool by die senter te kry om hulle besig te hou, leer oor die natuur, kyk environmental video's. Ons het 'n environmental biblioteek wat die kinders hulle huiswerk kan doen. Dis amper niks vir ons kinders besig hou. Nou probeer ons maar net om die natuur daar te sit om hulle besig te hou. Wat is so die ouderdom begin hulle by jou? Ons begin van die primêrskool af tot graad 12. Ons probeer hulle van so te sê, jy moet boompie knak terwyl jy jonk is. Ons wil die boompie knak terwyl jy jonk is om vir hom omgewingvriendelike groot mens te maak. Gretchen se werk gaan oor meer as reptielbewaring. Hy probeer 'n nuwe geslag van omgewingsbewuste jeug te ontwikkel. Gretchen is 'n uitstekende voorbeeld van 'n mens wat saam met die natuur werk en 'n positiewe verskil maak aan sy gemeenskap.